Maar ek kan dalk 'n kilo of biscuit en 'n geldjie in die bank sit met die mooiste meisie trou. Dis 'n geworiese video shoot. Lewendig hou in die ander bid. Bietjie meer daar in die veld gaan sit op my plek van my en jou. My naam is Rigan Bressou en ek is 'n boer en 'n liedjieskrywer van Vredefort af in die Vrystaat. Omtrent so 'n jaar terug was dit baie droog geweest in die omgewing. Ek is 'n skaapboer en op daardie stadium het ons baie skape gehad wat siek geword het as gevolg van verskeie redes, nie net die droogte nie. En ons het 'n hele paar skape gehad wat dood gegaan het. In daai tyd het ek regtig mismoedig begin voel. Ek moet soms 'n bietjie stop. En een aand het ek buite gestaan en ek het gedink, joh, dinge gaan daarom nou nie ongelooflik goed hierso nie. En ek het omgedraai en 'n epiphany gehad. En ek het gekyk na my huis en ek het gesien, hoorie, maar ek het nog steeds 'n huis waarna ek nou kan instap en waarna ek kan gaan slaap vanaand. Ek het 'n dak oor my kop en ek het omgekyk en ek het gesien ek het nog steeds 'n bakkie om mee te ry. Ek het meer as wat ek nodig het. En weer gedink dat ons het die geneigtheid om maklik te kla oor ons situasie. Ek het meer as wat ek nodig het. Ek het toe dadelik toe ek hierdie idee gekry het ek hierso kom sit in my studio wat ook iets is waaroor ek baie dankbaar is om te kan hê dat ek van buite af kan kom in 'n plek soos hierdie en 'n liedjie kom skryf wat gaan net presies daaroor is dat jy moet definitief dankbaar wees vir alles wat jy het. Net 'n paar maande daarna was ek besig om 'n video op te neem vir TikTok en vir sosiale media. En my oom het die naweek by ons gekuier en ek het 'n paar idees gehad vir liedjies wat ek gaan opneem en ek het vir hom gevra wat die een dink hy gaan die beste wees. Rigan het my gespeel en tyd het dadelik uitgestaan. Ek kan nie onthou hoekom het ek vir hom die liedjie gespeel nie, want die liedjie was nog nie klaar op daai stadium nie, maar hy het gesê neem definitief hierdie ene op. En toe het ek en hy hierdie idee gehad dat ons gaan saam met die skape gaan loop waar hulle van die veld af terugkom en ek gaan hierdie liedjie speel en ons gaan dit live record. Kom ons gaan gou skape toe en ons skiet iets in die pad waar die skape agter Rigan inloop en ons het die gitaar opgemaak en Rigan opgemaak en dit heeltemal akoesties en lewendig geskiet. Dadelik baie positiewe terugvoer gekry van mense af. Net ek dink oor die boodskap en ek dink ook die feit dat die skape daaraan was het definitief ook baie gehelp en dit was ook vir my baie spesiaal. Want dis my dag tot dag. Ek het meer as wat ek nodig het. 'n dak oor my kop, 'n warm bed. Waar kan dalk 'n kilo of biscuit en 'n geldjie in die bank sit met die mooiste meisie trou en my skape. Die idee het bly groei in my kop en ek het meer opgewonde geraak oor die tema van die liedjie. Wat definitief my gepraat het en ek het gedink as ek met my praat, daar's definitief nog mense daar buite wat presies dieselfde voel. Dit gaan met ander mense ook resoneer. Ek hoor toe 'n vernoot wat saam met my in hierdie ding kan inklim. Want mens kan nie hierdie goeders op jou eie gewoonlik doen nie. En ek dink toe dadelik aan Hinterland wat deel is van die Senwes groep. Hinterland is 'n koöperasie. Ons koop al ons veemedisyne by hulle, ons koop ons voere by hulle. So hulle is daar om die boer te help. En ek dink toe maar miskien sal hulle die boer help wat musiek ook maak. Ek dink hierdie is definitief 'n unieke situasie. Toe Rigan my bel, het ek dadelik daai autentiek boer wees by hom gehoor. Van 'n Hinterland se kant af is ons eerstens baie bevoorreg om betrokke te wees by die projek. Dit is die eerste keer van my wat my kennis strek wat 'n koöperasiegroep of 'n korporatief in die agribesigheid betrokke is by 'n boer wat ook so 'n tipe projek aanpak. En hy begin toe om weer vir my te vertel dat Erns het dit verskriklik swaar gegaan met sy skape en hy het by Hinterland ingestap en Hinterland het hom so mooi gehelp en dit is hoekom hy so graag wil saam met ons hierdie projek hardloop. In my werk is dit belangrik om 'n goeie interaksie met die boere te hê. Dit is my kliënte, so ek moet seker maak ek verstaan waardeur hulle elke dag gaan. Boerdery het groot challenges. Droogte, te veel reën, siektes in jou vee. En jy sal weet, hier's nou net 'n skaap weg om gedokter te word. Ek het met Hinterland gaan gesels by hulle hoofkantoor in Klerksdorp en ons het besluit hulle wil deel raak van hierdie inisiatief. Hinterland pak hierdie projek saam met Rigan aan omdat ons wil wys ons gee terug vir
vir ons kliënte. Ons wil betrokke wees in ons kliënte se besighede, ons wil ook betrokke wees in die gemeenskap en ons kliënte se lewens. Ek dink iets wat vir my baie spesiaal was tydens hierdie projek ook, is hoe opgewonde Rigan was. Rigan dra die boodskap vir my verskriklik mooi oor en die gevoel wat Hinterland baie graag mee sou wou deel wees, want ons deel die boer se hart as dit swaar gaan en as dit moeilik gaan, maar ook as dit goed gaan. Ons loop al 'n lang pad saam met Hinterland in ons boerdery. En dit is hoekom die projek so belangrik is, want ons wou baie graag daai gevoel by mense in hulle huis gaan kuier en daai gevoel met hulle deel. Ons streef daarna om pioniers te wees en vir ons kliënte heeltyd iets nuuts te bring na die tafel toe. Ek dink die feit dat ons betrokke wil raak by so 'n projek wys dat ons nie net 'n korporatief is wat die boere kliënt van is nie, maar wat ons regtig deur die hele landbouwaardeketting saam met die boere pad wil stap en nuwe goed wil probeer om sukses vir die hele agri-landskap te veroorsaak. En as ek val, dan staan ek op. Mens val gewoonlik net voor genade aan jou deur kom klop. Mense dink dat musiek en boerdery totaal in al ander wêrelde is, maar die oomblik wat jy in albei staan, kom jy eintlik agter hoe naby die twee aan mekaar is, want albei is presies dieselfde. Jy plant basies 'n mielie, in musiek plant jy 'n idee of 'n gevoel. En jy hoop dat daar genoeg reën kom en genoeg sonskyn, so wat ons nou gesien het, dat daai idee gaan groei en dat dit gaan ontvang word deur die nasie. Die hoofdoel wat ons wil regkry is om die gevoel oor te dra, wat natuurlik 'n ongelooflike lekker challenge is vir enige liedjieskrywer of musikant. Die eerste persoon wat ek genader het was Ewald Jansen van Rensburg, 'n musiekproducer van Potchefstroom se wêreld af, en almal wat al ooit van MK gehoor het definitief baie van sy liedjies gehoor. Ongelooflike goeie producer, en ek het gedink dit is die ou wat ek nodig het om my te help om die gevoel te kry wat ons wil oordra. Ek en Ewald het baie tyd spandeer by sy studio in Potch. En dit voel vir my, hy het soveel attention to detail in hierdie liedjie ingesit. Dit was regtig vir my ongelooflik geweest om te sien hoe hy te werk gaan om hierdie liedjie van 'n demo af te bring na waar dit nou is. Ek het meer as wat ek nodig het. 'n dak bo my kop, 'n warm bed, maar ek kan dalk 'n keer Jullie gaan vir my die song stuur die eerste keer, my gesê het hy wil 'n video shoot en wat dink ek van die song. Het ek dadelik met die song geconnect. Ek weet as 'n mens 'n liedjie luister, skep dit 'n gevoel, maar ek dink as mense 'n video kyk, skep dit ook 'n gevoel. Ek het die voorreg om 'n visuele verteenwoordigheid van die liedjie te kan create. Ek het al van tevore saam met hom gewerk, by groot shows wat ons gedoen het. Die werk wat ek al van Quentin af gesien het, net vir my gesê dat hy is die ou vir die job. Die konsep wat hy gaan voorgelê het vir hierdie video was vir my baie cool. Ek en hy het so 'n bietjie oor die idee gesels op die foon en hy was ongelooflik opgewonde daaroor. En dit was om saam met sy skape op die plaas te stap wanneer hulle van die veld af stap kraal toe. Dit is die coolste extras wat ek ooit mee gewerk het. Die skape is nie getrei nie. Hulle loop elke dag dieselfde roete. Wens ons het sirkusskape gehad. Aan die begin was dit moeilik om die skape te kry om saam te loop. Want nou is ons skielik 4 mense, want dis ek en ons het 'n behind the scenes en 'n fotograaf en al die goeders by. So skielik wil die skape nie loop nie, want dit is vir hulle vreemd. Hoekom is hier so baie mense en wat doen hulle? Om te probeer om skape te kry om agter ons aan te loop. En ek weet nie of dit mense al probeer om 'n music video saam met skape te maak nie, maar hulle doen oor die algemeen nogal nie wat jy wil hê hulle moet doen op die spesifieke tyd. Maar dit het so mooi uitgewerk en ek dink daai is 'n baie unieke ding wat ons gedoen het. Ek het meer as wat ek nodig het. 'n dak bo my kop, 'n warm bed. Die grootste challenge was om te weet ons gaan sonskyn hê, want die tipe shots wat ons wil doen vir die video is sonskyn. Hierdie jaar toe ons die musiekvideo wil skiet, dis dit een van die natste jare wat ek kan onthou al ooit in my lewe op die plaas. Dit is mooi om te wys dat dit wat ons gecapture het in die footage, dink ek die mense gaan baie daarmee connect en ek dink dit is baie mooi. Ek sit heeltemal my hart en siel in 'n projek in en ek voel as ek connect met die ding, met die song, dan gaan ek ook 'n beter produk lewer op die video.
Omdat Rigan daai liedjie geskryf het in sy huis, in sy studio, op sy plaas, hy's 'n regte boer, hy's 'n regte sanger. Hy skryf oor sy experience van sy boerdery en sy skape. Dit is so authentic. Dis moeilik om te kan verduidelik wat hierdie projek vir my beteken. Dis definitief baie naby aan my, omdat dit my experience is en ek dink baie ander boere het dieselfde experience daar waar hulle is en ek wou dit graag oordra en ek hoop dat hulle aanklank vind daarbey. So was baie belangrik geweest dat die regte mense daar is om dit te probeer vasvang vir almal wat nie hier kan wees nie. Hoe was dit om hierdie ding te maak, want dit was definitief vir ons ook 'n belewenis. Lippies het my sok vergeet en omtrent die hele video met dit geskiet. So as jy iets in my sok sien, dis Lippies. Waar is die Lippies? Wat ek nie wys. En dis die Lippies wat ek in my sok vergeet het vir omtrent die hele music video. So dan is belangrik dat jou lippe geïs bly. Rigan se passie vir musiek en sy lewenswyse kom so mooi uit in hierdie liedjie wat regtig die dankbaarheid uitlig en ook opregtheid uitlig en dit wys Rigan se absolute passie vir musiek en vir die lewe as sulks. Dit is wat ons gedoen het. Dit is wat ons gedoen het om te probeer om hierdie gevoel oor te dra aan die wêreld. Is so tipies Rigan. Die liedjie is eerlik, reguit en opreg en dit kom uit die hart uit. Die woorde wat in hierdie liedjie is so tipies wat Rigan is. Rigan is hierdie ongelooflike regheid, eerlik mens, what you see is what you get. Toe ek daai authentic boer wees by Rigan hoor, toe is dit net vir my, ons moet dit doen. Daar is nie 'n twyfel nie. Rigan is 'n ongelooflike positiewe mens en Rigan sien altyd die mooi kant van alles. Sien Rigan altyd die ligpunt. Hy sien altyd die positiewe kant van alles en dit kom baie duidelik in die liedjie uit en dit vorm die goue draad terug na dankbaarheid toe. Om te sê maar ek het meer as genoeg. Rigan is nie net 'n boer nie, hy's ook iemand wat musiek maak. Deur betrokke te raak by die musiekindustrie saam met hom, is 'n manier vir ons om te wys, ons is daar elke pad, every step of the way, soos die Engelsman sal sê. Dis twee goed wat jy altyd 'n baie fyn balans mee moet hou, is dankbaarheid en hoop. Een, jy moet hoop vir die toekoms, jy moet hoop dit reën, jy moet hoop jou mielies groei, jy moet hoop jou skape lam. Maar jy moet ook dankbaar wees vir wat jy het, want as jy net vorentoe kyk en hoop, dan vergeet jy hoeveel seëninge jy het. Mens kan nie struikel as jy op jou knieë is nie. En as jy op jou knieë is, beteken jy is dankbaar. En ons moet altyd dankbaar wees teenoor ons Hemelse Vader vir alles wat ons om hom sien. Nou hier waar ons nou vanaand hier so sit met die volmaan en die jakkalse en die uile en die sterre. Dis net jy kan hierdie tipe goed met geen geld koop nie. Ek dink iets wat Rigan baie goed oordra in sy musiekvideo is ja, dit gaan nie altyd maanskyn en rose wees nie, maar kyk bietjie om jou en besef hoe geseënd jy is. Daar is regtig vrek baie waarvoor jy kan dankbaar wees. 'n dak bo my kop, 'n warm bed, maar ek kan nog 'n kilo biscuit en 'n geldjie in die bank sit. Spook is Rigan se husky en Spook het amper Rigan se geaardheid aangeneem. So dis absoluut belangrik dat Spook ook 'n deeltjie in hierdie musiekvideo het. En dis hoekom jy vir Spook in die musiekvideo sien en Spook het hard geoefen aan sy woorde en aan sy skrif. Dit is my baie spesiaal dat Spook ook in die musiekvideo kan wees, want dit is my hond en hy's al 10 jaar oud en dit gaan iets wees waarna ek kan terugkyk eendag as hy nou nie meer daar is nie. Wat ek kan sê, hoorie, hy was toe op die einde van die dag in die musiekvideo gewees. So, ek wil net vir Spook ook sê baie dankie. Ja. Ek het meer as wat ek nodig het. Ek dink dit is ook baie belangrik om die mense te noem wat al deel is van die projek voordat hierdie projek eers begin het en dis definitief my ouers wat my geleer het om nie terug te staan vir enige projek nie. As mens dankbaar is oor enigiets, kom dit van hulle kant af. Is waar my ouers my geleer het, hoorie, jy moet net onthou jy hoef nie altyd die beste te wees in wat jy doen nie. Solank jy daar is en opdaag en kan kompeteer, is dit goed genoeg, solank jy net jou beste gee. 'n Groot deel van om dankbaar te wees vir my hierso kom definitief van hulle af. En ek wil net vir hulle ook sê, baie dankie, nie net vir hierdie projek nie, maar vir al die projekte wat gelei het tot by hierdie ene. Ek is so dankbaar dat ek kon deel wees daarvan en dat Hinterland kon deel wees daarvan en dat elke lid van die span kon deel wees daarvan. Dis regtig almal mense wat hulle harte in hierdie projek ingesit het en vir hulle almal wil ek net sê
baie dankie vir die geleentheid en dankie dat julle saam met my gewerk het. Om dankbaar te wees is om te besef dat jy nie in beheer is van jou eie lewe nie. So jy moet dankbaar wees vir die goed wat jy gekry het, want jou plekke kon net sowel omgeruil gewees het met enige ander mens. Jy kon dalk nie enige van die goeders gehad het wat jy nou het nie. Geleenthede, gesondheid, ouers, goeie verhoudings. Mense kan definitief hierdie spasie ook dophou vir nog van hierdie, vir nog gevoel, vir nog idees en vir positiwiteit, definitief. Want ek glo dit is die een ding wat ons nodig het om vorentoe te gaan in hierdie lewe. Iets waaroor ek baie dankbaar is om 'n boer en 'n musikant gelyk te wees. Vir my is dit so lekker en unieke situasie. En behalwe vir dit is dit 'n groot voorreg vir my om in die musiekbedryf te kan wees. Daar's ongelooflik baie musikante, daar's ongelooflik baie liedjies wat vrygestel word en ek hoop dat hierdie ene deur kan sny en aan mense se harte gaan. Wat blyk van my en jou?